Die stelling van Pythagoras. Nou voor ons enige werk kan doen, moet ons eers verstaan wat sê die stelling. Nou die stelling sê, as ek in 'n reghoekige driehoek is, en kom ons teken enetjie hier, okay, dan sal die skynsy gekwadreer altyd gelyk wees aan die som van die ander twee sye as hulle gekwadreer is. So dit sê inteendeel dat a kwadraat is gelyk aan b kwadraat plus c kwadraat. Nou die vraag is, hoekom? Hoekom is dit? Hoekom is dit driehoeke wat gekwadreer is? En wat Pythagoras gedoen het, hy het met driehoeke, hy het met vierkante gaan rondspeel. En dis eintlik waar hierdie vierkant, hierdie kwadrate vanaf kom. Want hy het met vierkante gaan rondspeel en hy het gesê, as ek 'n vierkant het, kom ons highlight hierdie vierkant, hierdie enetjie hier, as ek 'n vierkant het, en ek het nog 'n vierkant, en ek het nog 'n vierkant, en ek kan hulle bymekaar sit, sodat dit 'n 90 grade hoek vorm, hierdie driehoekie in die binnekant, dan kan ek iets opmerk, dat indien ek al hierdie blokkies bymekaar gaan tel, en al hierdie blokkies bymekaar gaan tel, en al daai blokkies bymekaar gaan tel, dat hierdie twee saam vir my daai sal gee. En toe kom hy by die stelling uit, te sê hy, die vierkant op die skynsy, nou die skynsy van 'n driehoek is mos nou die enetjie wat reg oor kan die 90 grade lê. Hy sê die vierkant op die skynsy, en hy noem dit c kwadraat, sal gelyk wees aan die vierkant op my a, plus die vierkant op my b. Nou, jy gaan dalk sien dat hierdie verskil van wat jy dalk in die klas doen, maar het gaan glad nie oor daai letters nie, het gaan oor, 'n driehoek kan allerhande hoeke hê, B, C, D, E, F, G. So dit gaan net eintlik oor, die skynsy is gelyk aan die som van die ander twee sye. Okay, nou kom ons maak nou hier 'n bietjie skoon, en dan oefen ons nou, oefen ons 'n bietjie in praktyk. Okay, so as jy 'n kwadraat sien en jy wonder nou hoekom is daar 'n kwadraat, dit gaan eintlik oor die vierkant op daai sy, dis eintlik waaroor dit gaan. En ons het hierdie paar voorbeeldjies, en ons kyk nou een aan die linkerkant, hierdie enetjie hierdie kant, en skus, as my sy hierso nie mooi reguit lyk nie, skus, krom geteken. Hulle sê bereken A en B se lengtes. Nou, onthou Pythagoras is baie belangrik, as ons teruggaan, dat daar altyd 'n 90 grade driehoek in my driehoek moet wees. Okay. En nou, ek wil net gou hier highlight, so ons gaan eers in hierdie klein driehoekie werk hier. Okay. Wat ons wil A uitwerk. So, dit is daar 90 grade, beslis. Okay, en dan kan ons gou sê wat Pythagoras gesê het. Hy sê, die skynsy, as ek hom kwadreer, sal gelyk wees aan die ander twee sye se vierkante, as ek hulle bymekaar plus. Nou, weet jy wat, nou jy hoef dan die A, B, C, D te gaan koppel nie, maar as jy nou wil, doen het. Maar ek gaan sommer net sê, so dit sal gelyk wees, as ek die ander twee sye kwadreer en bymekaar tel. Okay, want die skynsy is gelyk aan die vierkante van die ander twee sye as ek hulle bymekaar tel. Nou as ek 144 vat en ek plus 81, dan kry ek 225, en nou dis nou A kwadraat, né? Jy moet nie vergeet nie, ons soek net A se waarde, en hoe kry ons aan A? Ons gaan albei van hierdie in 'n wortel gooi. So A gaan net 15 wees, van die vierkantswortel van 225 is 15, as jy nie 'n calculator mag gebruik nie, dan moet jy gaan na jou leertjie metode toe gaan. So kom ons doen dit gou, 5 gaan daarin, 4 keer, dan laat 2 oor, 5 gaan daarin, 9 keer, ek het 'n bietjie upside down gedoen. So as 2 5's en 2 3's, so as mense dit nou sonder 'n calculator of so gedoen het, dan kon ons dalk die uitgehaal het, en gesê het, okay, daar is 3 tot die mag 2, maal 5 tot die mag 2, so die vierkantswortel van 3 is net 3, so kom ons maak dit sonder 'n calculator, net vir 'n geval. So die vierkantswortel van 3 tot die mag 2 is net 3,
en ons maal dit met die vierkantswortel van 15 mag 2 is net 5, wat dan saam vir ons 15 gee. Maar gewoonlik mag jy jou kalkulator gebruik, so ons doen net, so ons het A gekry, baie maklik. Nou gaan ons die ander enetjie doen hier langsaan. Kom ons doen maar 'n ander kleur. So ons gaan nou B uitwerk in hierdie driehoek, kom ek highlight hom met 'n ander kleur, en hierdie driehoekie hier. Onthou nou, jy het A uitgewerk, en A is 15. So kom ons skryf die 15 daarin. Okay, so ons weet nou daai kant is 15, ons het 'n 39 en 'n B. Nou onthou, ons wil nou B uitwerk, maar onthou wat sê Pythagoras? Pythagoras sê, die skynsy gekwadreer, onthou dat daai is die skynsy lê oorkant hom, is gelyk aan die som van die ander twee kwadrate, vierkante. Okay? Ek hoop daai maak sin. Die skynsy is gelyk aan dit. Daarom kan ons nou gou in ons calculators insit. Ons gaan nou nie die leertjie metode en al sulke goeders doen nie, ons gaan nie langmaal nie, ons gaan net ons calculators gebruik. So hierdie gee vir my 1521 is gelyk aan my B kwadraat, en die 15 gekwadreer, 15 maal 15 gee vir my 225, en dan gaan ons net vir B hier hou, ons gaan daai 225 oorbring, word hy minus 225, so B kwadraat is gelyk aan 1296, en as ek die vierkantswortel van dit kry, onthou, ons soek nou nie vir B kwadraat nie, ons soek net vir B, dis net vir ons 'n volle 36, so nou het ons hom ook uitgewerk. Onthou, as jy wil letters insit, jy is meer as welkom om dit te doen, maar ek wys net vir jou wat jy kan doen, en veral met sulke baie driehoeke op een slag, dan is daar A, B, en 'n C, en 'n D, E, en F, en dan is dit heeltemal die mekaar, né? Onthou, as jy onderwyser al die nommertjies wil sien, doen dit ook so, maar hierdie is nou maar net my metode. Ons gaan na die ander driehoekie toe aan die kant, 8 driehoekies hier, hierdie enetjie hier, ons gaan hom gaan doen, en ons begin sommer gewoonlik in die driehoekie met baie syfers, ons begin sommer in die enetjie hier, want hy het 7 en 24. So wat weet ons? Die skynsy, en waar is die skynsy? Kom ons teken hom gou in, dis ons reg oorkant die enetjie, so E kwadraat is gelyk aan die som van die ander twee, so 7 kwadraat plus 24 kwadraat, so hierdie is net 49 plus, en 24 kwadraat is 576, en dit is nog E kwadraat, en dan plus ons net gou daai by mekaar, kom ons plus net die 49, dan gee dit vir ons 625, en dan sit dit 'n worteltjie oor albei kante, so E gee vir ons 'n volle 25, en dan as ons hom het, vul ons hom gou in ons sketsie in, so ek gaan net gou hierdie uitvee, so ons vul hom net gou in, want ons het hom nou gekry, so hierdie is 25, en dan gaan ons na die volgende driehoek toe, reg langsom, en hulle sê, kan ons, wat het ons? Ons het daai 15 hier, ons het daai, okay, en ons het die 25 ook, onthou nou, waar is die skynsy? Die skynsy lê reg oorkant hom, so ons gaan sê 25 gekwadreer, want ons het hom, is gelyk aan die som van die ander twee, as ek hulle kwadreer, okay, en dan kan ons van hier af gou G kwadraat alleen kry, ons gaan die 25 gou kwadreer, en dit gee vir ons 625, en dan minus die 15 gekwadreer, wat 225 is, en as ek hierdie vir mekaar aftrek, is dit 400, en wat gaan G dan wees, as ek die wortel vat aan beide kante, so 400 se vierkantswortel is net 20. Nou onthou nou het jy G is 20, en nou kan ons die H gaan uitwerk, want ons het weer twee sye in daai driehoek, onthou wat sê Pythagoras se stelling, die skynsy, waar is die skynsy, oorkant hom, as ek hom kwadreer, is dit gelyk aan die som van die ander twee, as ek hulle kwadreer, plus H kwadraat, so hierdie is 400, ons bring daai 12 kwadraat oor, wat 144 is, word hy minus, so H kwadraat is gelyk aan 256, en dan is H net, worteltjie oor, so H is net, is 16, en dan het ek alles opgelos, so het gaan alles oor, die vierkant van die skynsy, is gelyk aan die
vierkante van die ander twee sye bymekaar getel.